Hallo Invloed Kids, is julle vanoggend reg om 'n groot bak en brou sessie aan te pak? Ek het hier klein en dan het ek klomp goed om my baksels te versier. Ons gaan 'n pizza maak en ons gaan 'n cupcake maak, 'n kolwyntjie in Afrikaans. So ek het hier so tandestokkies, ek het hier so toppings vir my pizza, ek het hier so pasta, ek het hier so sulke silverballetjies vir my kolwyntjie. En julle kan enigiets kry. So pause gou hierdie video en dan gaan haal julle alles wat julle nodig het. As jy nie 'n koekroller het nie, kan jy ook sommer net 'n glas bottel gebruik of selfs net 'n groot hairspray blikkie van mamma of pappa. Maak 'n plan. So julle kan kreatief raak, kry alles wat julle nodig het vir julle cupcake, vir julle kolwyntjie en vir julle pizza. Dan sien ek julle nou weer. Ons gaan vandag begin met die pizza. So ek kry vir jou 'n lekker groot gedeelte van jou klei. Dit hoef nie 3 verskillende kleure te wees nie, dit kan net een op wees. En dan begin ons. So vir pizza is dit altyd goed om te begin met 'n bietjie meel. En dan strooi ons meel uit, dat dit nie plak aan ons tafel of in ons koekroller nie. En dan begin ons. En nou rol jy hom lekker plat uit. En dan kan ons nou begin om al ons toppings op te sit. Kan jy, ek dink ek het nog steeds 'n thick base pizza hierso. Maar kom ons sit hom neer en dan versier ons hom lekker. Ek gaan begin met my kaas, geel. En dan 'n bietjie tomatiesous. En dan ook so 'n bietjie gouda kaas. Die oranje. Net so 'n paar groen goedjies dat dit bietjie gesond lyk. En dan sommer alles anders net vir die lekker. Dan is hy. Ek het besluit om 'n pasta pizza te maak. So hier kom 'n paar stukkies pasta op myne ook. Ek het seker pasta skroefies. Dan is hy. En daar is my pizza klaar. Ek wil graag foto's van julle pizza sien asseblief. Ek gaan hom nou 'n bietjie op sy skuif. En dan is dit nou tyd vir die kolwyntjie. So vir die kolwyntjie kry ek net gou die meel van my hande af. Gaan ek nou nog 'n groterige stukkie vat. En ek gaan hom rol dat hy mooi rond is. En dan het ek hierso 'n kolwyntjie bakkie. Dis nou so ene, gaan ek hom binne insit. As hy in is, gaan ek my laaste een vat. Hierdie kan nou 'n ander kleur klei wees, of dit kan nog steeds dieselfde wees, maar al wat ek gaan doen, ek gaan hom so lank en maar uitrol. Kyk net die bene bietjie weg. En as hy nou so lank en maar uitgerol is, gaan ons nou versiersuiker maak van hom. So kom ek skuif hierdie dat julle mooi kan sien. As hy nou so lank uitgerol is, dan gaan ons hom so vat. Hierdie eerste puntjie draai jy so bietjie na jou. So jy gaan hom nie reguit oprol nie. Jy gaan hierdie puntjie bietjie na jou draai en dan begin jy hom stadig so in 'n spiraaltjie oprol. Daar's hy. Sien julle daar? Maak jy hom mooi aan die bokant. En dit kom bo op jou kolwyntjie. Daar's ons versiersuiker. Nou het ek 'n paar kersies, want ek het nie regtig kersies vir 'n koek nie, so ek gebruik sommer tandestokkies as my kersies. Hoe oud word hierdie maatjie? 5 jaar oud. Ons het 5 kersies en dan het ek van hierdie silverballetjies wat ek nou ook gaan opsit. So hulle gooi ek sommer so rondom. Daar sy. Daar is ons kolwyntjie klaar. Ek wil asseblief foto's van julle kolwyntjies ook sien. Hier's my kolwyntjie met my 5 kersies. Nou weet julle, daar's 'n storie in die Bybel waar 'n vrou ook bak en brou met meel uit haar kleipot uit. So ek wil julle gou vertel van hierdie storie. Die storie van Elia en die weduwee. 'n Weduwee is 'n vrou wat haar man verloor het. Hierdie weduwee het 'n seun gehad
En in hulle dorp was daar groot droogte gewees. Dit was so droog dat die stroompie buite die dorp heeltemal opgedroog het. En as gevolg hiervan het baie mense in die dorp glad nie kos gehad om te eet nie. Op 'n dag was die weduwee baie honger. Haar maag het sommer gegrom. Sy het besluit om te gaan stokke optel, sodat sy 'n vuur kan maak, en dan met die laaste handvol meel wat sy in haar kruik het, en haar laaste bietjie olie in haar oliebottel, 'n laaste broodjie te maak vir haar en haar seun. En na hulle dit geëet het, het sy gedink, sal hulle seker wag om dood te gaan. Toe sy verby die stadspoort loop om water te kry, vra 'n man vir hom ook 'n bietjie water te bring. "Oké," sê sy. Hy skree toe agterna, "Maar bring vir my asseblief bietjie brood." En die vrou is geskok, want hoe kan sy vir hierdie vreemdeling van haar laaste brood gee wat sy en haar seun moet eet? Hoe kan hy dit van haar vra? Weet hy dan nie daar's 'n hongersnood nie? Sy verduidelik toe vir hom, sy kan nie vir hom brood gee nie. Sy het nie genoeg nie. Sy het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie oor. Sy het nie geweet dat hierdie vreemdeling Elia is nie, God se profeet. 'n Profeet is iemand wat spesiaal gekies is deur God om te kommunikeer tussen God en die mense voor Jesus gekom het. En dat sy gekies was om hierdie profeet Elia deur die hongersnood te help. Sy was baie de mekaar. Hierdie weduwee het nie geweet wat om te maak nie. "Moenie bekommer nie," sê Elia. "Gaan maak eers vir my 'n broodjie. God sal voorsien. Hy sal meer as genoeg meel en olie gee totdat dit weer begin reën." Die weduwee het met klomp vrae huis toe geloop. Hoe sal die meel en olie nie opraak nie? Wie gaan dit volmaak? Sal ek regtig my laaste broodjie deel met hierdie man? En sal God regtig voorsien? Sy besluit toe wel om die broodjie te maak, en na sy dit vir Elia gegee het, gaan loer sy in haar meelkruik. En sy is geskok, want so waar, daar's meer meel in. Sy loer toe ook in die oliehouer. En weer eens, daar's meer olie. God het gedoen presies wat hy beloof het. Hy het vir haar meer as genoeg meel en olie gegee, vir haar en vir haar seun en vir Elia, vir die hele tyd wat dit nie gereën het nie. Sien julle hoe God voorsien het vir hierdie weduwee? Hy het vir haar en haar seun alles gegee wat hulle nodig gehad het. En net so moet ek en jy ook ons beste gee vir God. Nie net afskeepstukkies of dit wat oorbly aan die einde nie, maar ons beste. Maar soms is dit moeilik, né? Dit is moeilik om te deel, wanneer jy voel, jy gaan nie genoeg oor hê nadat jy gedeel het nie. Jy gaan nie meer genoeg vir jouself oor hê nie. Maar weet julle, wanneer ons gehoorsaam is aan God, sal hy altyd voorsien. Hoor wat sê die Bybel hieroor. In Filippense 4 vers 19 staan daar: God sal uit sy heerlike rykdom voorsien in elke behoefte wat jy het. Sê dit gou saam met my. Filippense 4 vers 19 sê: God sal uit sy heerlike rykdom voorsien in elke behoefte wat jy het. En dis ongelooflik, dis presies wat hy doen. So, gee altyd eerste vir God. Gee vir hom dalk van jou kos. Dit kan vir 'n maatjie wees wat honger is, of vir iemand wat nie 'n huis het wat honger is, kan jy kos gee. Dit kan wees 'n speelding wat jy gee vir 'n maatjie wat nie speelgoed het nie. Dit kan wees van jou klere wat jy gee vir 'n maatjie wat nie genoeg klere het nie. Dit kan 'n lekker warm kombers wees, nou dat dit winter is en daar's iemand wat dalk koud is en nie 'n kombers het nie. Dit kan selfs jou tyd wees wat jy vir God gee. En dit doen jy deur heel eerste met hom te praat. Deur die eerste ding wat jy doen in die dag, te begin by hom en te gesels met Jesus, voor jy met klomp ander mense gesels en klomp ander dinge doen. Dit kan ook van jou spaargeld wees wat jy vir God gee. Daar is so baie maniere wat ons ons beste vir God kan gee. So, elke keer wat ons dit doen, wanneer ons gee wat ons het, dan sorg God vir ons en hy maak seker dat ons alles het wat ons nodig het. So hierdie week wil ek julle uitdaag met 2 dinge. Die eerste ding is, gaan bietjie deur jou speelgoed. Ons het almal baie speelgoed, né?
En gaan kies 'n speelding wat jy kan weggee, wat jy kan deel met 'n maatjie wat nie speelgoed het nie. As jy onseker is waar om so iets te gee of vir wie om dit te gee of hoe om dit te doen in hierdie tyd, kan jy vir mamma en pappa vra om daai speelding na die kerk te bring en dan sal ons seker maak dat 'n maatjie dit kry wat 'n speelding nodig het. Die tweede ding waarmee ek julle wil uitdaag hierdie week, is om elke oggend te begin by Jesus en heel eers met hom te praat wanneer jy wakker word. Voor jy gaan tandeborsel, voor jy gaan ontbyt eet, voor jy TV kyk of met mamma of pappa of iemand in die huis gesels, begin by Jesus en gesels heel eers met hom en gee so die beste van jou tyd vir hom. So, hierdie week onthou, wanneer jy vir God gee wat jy het, sal hy altyd vir jou voorsien en alles gee wat jy nodig het. Geniet julle week. Ek sien uit om saam met julle in hierdie week my beste vir God te gee.